Groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gesels vandag 'n bietjie oor die Godheid van Jesus Christus. As mens het Jesus in die wêreld ingekom en in ons kom woon. Hy is die Gees bevestig. Aan die engele het hy verskyn. Aan die heidene nasies is hy verkondig. En in die hele wêreld is hy geglo. En in heerlikheid is hy opgeneem. Jesus wat van God afkom, wat die enigste gebore seun van God is, wat vir ons kom sterwe het, wat ons kom red het van die dood van die sonde. Ja, hy het vlees geword om soos ons te word. Want sien, die sonde het deur Adam gekom en deur die mens met die sonde betaal word. En sodoende het Jesus afgekom aarde. Hy kom betaal met sy liggaam, met sy lewe vir ons om ons te red. Terwyl die disippels saam met Jesus op die berg was, het Jesus met hulle gespreek. En daarna is hy opgeneem in die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, wat vir ons 'n voorspraak is. Maar terwyl hy gespreek het, is hy opgeneem. Die disippels moes aan een kant verstom, verbaas, hartseer gewees het. En die engele het vir hulle gesê, soos het die Jesus vandag van julle al weggeneem is, so sal hy eendag weer terugkom op die wolke. En dit is wanneer sy tweede koms is, en Jesus vir ons kom haal. Ons moet opstaan en vir hom skyn. Want jou lig moet skyn vir Jesus, dat is die heerlikheid van die Here op jou en anders skyn. Want die duisternis, so sal die aarde bedek. Die donkerheid van wolvolke. En jy sien dit vandag in die hele wêreld, hoe dinge skeefloop, hoe regerings korrup is, hoe daar gesteel word, hoe daar gemoor word, hoe daar mense gehandel gedryf word. Ons kan sien dat die einde van die wêreld baie naby is. En dat hierdie Jesus wat daai dag weggeneem is op 'n wolk, gaan terugkom. En dit is, ons is 5:12, as ons nie 'n minuut voor 12 is nie. Want die tyd is so naby, as sy terugkoms, dat daar is nie meer tyd om te speel nie, daar is nie tyd om kerk te speel nie, daar is nie tyd meer nie. Môre kan dalk te laat wees, want Jesus kom, en hy kom op die wolke, en hy kom op 'n wit perd. Mens gaan, Jesus het, voor sy kruisiging, het hy op 'n donkie Jerusalem ingevaar, en dan word hy nog op vrede gekom. Maar 'n koning wat op 'n perd kom, om oorlog te maak. En hy gaan hierdie donkerheid van die nasies gaan hy verwoes. Die heidene, die mense wat
hom verwerp. Hulle gaan bitterspuit wees, dat hulle hom verwerp het. Ons leef vandag nog in die genade van Jesus Christus. Ons is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Maar hierdie genade van Jesus gaan binnekort opraak. Wanneer hy kom sy bruid te haal, en dan sal ons weet dat hy koning is, koning van konings, die Here van Here. Ons sal sy heerlikheid sien, die heerlikheid wat hier so in Johannes 1 vers 14 van gepraat word. Die waarheid sal uitkom, die waarheid wat hy God is, saam met sy Vader en die Heilige Gees by hulle. Dat die Here, toe hy mens was, het hy elke smart van ons as mens ervaar en ervind. Hy het ons geleer om te bid, geleer om mekaar lief te hê, geleer vir ons om sy heerlikheid oor jou te laat skyn. Jesus het gebid dat die sweetdruppels by sy voorkop uitkom. Hy was pure mens, ook bang, maar hy het nog steeds nie weggegaan sonder om ons te red nie. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande betas het, aangaande die woord van die lewe. Want die woord het vlees geword, en in ons kom woon. En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word, wat van die Here gespreek is, deur die profete, deur die tye. Kyk, 'n maag sal swanger word, en 'n seun baar, en hulle sal Immanuel noem. As vertaal word, God met ons. Maar Jesus het gesê, ek is lank al by jou, en jy ken my nie. Wie my gesien het die Vader gesien. Hoe kan jy dan vra, toon ons die Vader? Ons moet net kyk na wat Jesus sy aardheid was, wat hy gedoen het, hoe hy het gedoen het. En ons sien die Vader. Glo jy nie dat ek en die Vader is nie? En die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot jou spreek ek nie uit myself nie. Maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Johannes 14 vers 10. Selfs Moses en Elia het Jesus kom besoek en kom versterk voor die kruisiging. Maar Jesus het geweet wat kom, maar hy het geweet, hy wil ons by hom hê. En
En vergifnis van sonde kan net met een ding gebeur. Die vloei van bloed. Bloed moet vloei, sodat daar vergifnis kan wees. En Jesus het sy liggaam opgeoffer. Sy bloed het gevloei vir ons, dat ons sy heerlikheid kan openbaar. Soos die disciples hom geglo het, so kan ons glo. Hulle het gesien en neergeskryf wat hy gedoen het. Ons lees, Jesus praat met ons deur sy woord. Hy het soveel baie dinge gesê vir ons, dat alles nie meer so kon skryf nie. Maar dit wat wel vir ons neergeskryf is genoeg. Genoeg dat ons kan weet, dat hy ons lief het, en vir ons sorg, waar ons ook al gaan, wat ons ook al doen. Want jou lig het gekom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. So staan op, skyn. Moenie vas in slaap wees nie. Moenie slaap wanneer ander wakker is nie. Want die einde is naby. Die Here se koms is naby. Want die tekens wat hy vir ons gegee het, wat hy vir ons vertel het, is daar. Here, laat U koms gou wees, maar laat U wil geskied soos in die hemel, net so op die aarde. Ons dank Here vir al die liefde en genade. Amen.